Dis hy regstreeks hier van die Standard Bank Klankbank af het ons vir Marius van Agrico en hulle standplaasnommer is D13. Hulle standplaasnommer is D13. En as ons die naam Agrico hoor, dan is dit ook 'n huishoudelike naam by Vivo Boerebemarkingsdag, want dit is ook hulle 4de jaar wat hulle al 'n groot borg is hierso by Vivo Boerebemarkingsdag. En dit is ook altyd lekker om met 'n maatskappy soos Agrico besigheid te doen, wat altyd 'n oop hand het en weer terugdruk in die gemeenskap waar hulle besigheid vandaan kry. En ons kan dit sien deur die feit dat hulle 'n groot borg is al vir 4 jaar in 'n jaar by Vivo Boerebemarkingsdag. Marius, die naam Agrico sê vir jou, dit is iets met agri te doen, en is iets met besproeiing dalk te doen, maar ons weer is in die boerdery, in die landbou rigting. Vertel ons wat se dienste lewer Agrico, en hoe kan julle boere bystaan met dit wat hulle op die plase doen? Goeiemôre Wimpie, en ja, luisteraars, baie dankie. Dit is altyd lekker om deel te wees van hierdie dag, hierdie 2 dae. Dit is 'n event wat ons altyd baie na uitsien, so altyd lekker om hier te wees. Ja, Agrico, die hooflyn besigheid is maar besproeiing, so enige iets wat min of meer met besproeiing te doen het, van mikrobesproeiing, drupbesproeiing, bewegende stelsels, lineêre spulpunte, en dan wat aanlas met besproeiing is dan ook outomatisering, wat ons baie mee fokus deesdae, om boorgatpompe byvoorbeeld te outomatiseer om 'n dam vol te hou of sekere vlakke te kan monitor en beheer. Krane in die veld van pompe af te kan monitor en beheer, sekere vloeie en drukke te kan handhaaf op blokkrane of spulpunte. Agrico is op hierdie stadium die oudste vervaardiger van PVC-pyp, UPVC en MPVC. So daar's meeste van die vervaardiging van ons eie produkte word in Bellville gedoen. In Lichtenburg vervaardig ons trekkers en voertuie, trekkers en implemente ten minste. En ja, soos ek sê, enige besproeiingstoerusting is in Agrico se lyn. Marius, as jy praat van besproeiings, dan neem ek aan julle verkoop spulpunte ook. As ek doen julle dit ook, en indien julle wel spulpunte verkoop, en as wat daarmee gepaard gaan, het julle iemand wat na die boer toe uitgaan, kom ons sê 'n boer besluit, hy wil dalk 'n 10 hektar, 'n 15 hektar of 'n 20 hektar spulpunt aanskaf om aanplantings te doen. Het julle mense wat uitgaan na die boer toe om te help om die uitleg te doen, te kyk dat die regte grootte pype ingesit word, om te kyk dat sy water wat daai ding moet voed reg is, of om dalk die dam op te sit wat daai water moet voed. Het julle daai ding, kan julle boere bystaan met daai tipe van inligting? En dan weet ons ook dat in hierdie area waarin ons op die huidige stadium opereer, veral hier in Vivo, is water nie volop nie. Dit is maar 'n waterskaars area. En ons weet ook dat dit maar 'n winderige area altyd is, soos wat julle self kan sien oor hierdie dag. Die wind het maar altyd 'n effek. En dit waai baie water weg. Watse oplossings het julle vir boere rondom spulpunte? Jy weet, ons is 'n aardappelarea, boere gebruik spulpunte. Ek weet 'n paar jaar terug het hulle gepraat van 'n dragline. Ek weet nie of die draglines nog in plek is nie. Watse ander oplossings het julle wat julle vir boere kan bied om 'n boerdery te vergemaklik? Dis reg, ja, Wimpie. So ja, ons doen van opmetings, stelselontwerpe, om 'n stelselbehoefte te kan bepaal op 'n spesifieke plaas of plase. Dan doen ons die uitleg, ons bepaal wat se besproeiingsstelsels volgens die grond en gewastipe die beste sal wees. Op spulpunte spesifiek is daar baie navorsing al gedoen tussen die Dragonline stelsels wat op die spulpunte gekoppel was om drupperpype deur die land te sleep. Ons het die proewe gedoen op die LEPA stelsels, laadruk energie stelsels. Op hierdie stadium is die een wat almal eintlik outperform is die orbiter spuite wat ons nou mee besig is, waar ons op 'n stelseldruk van so laag as 0.7 en 0.4 bar druk effektief op die spulpunte kan besproei. So om ons beperkte hulpbronne beter aan te wend, is ons regtig besig met lae drukstelsels om insetkostes af te bring, en dan ook om energiekostes verder af te bring, die solar gedeelte wat daarbey aanlas, om so ver as moontlik selfonderhoudend te kan wees met die energie aspek van die stelsels.
Okay, jy praat nou van die solar gedeelte. Brei vir ons bietjie meer uit oor die solar gedeelte. Wat jy nou bedoel met die solar gedeelte waarmee gepaard gaan. Ja, so wanneer 'n oue, kom ons sê 'n boorgatpomp in die land het wat ver van krag af is, kan ons met 'n VSD wat ons die boorgat se vlakke en druk mee kan beheer, kan ons direk solar aankoppel om gedeeltelik of ten volle af te gaan van inkomende grid Eskom krag. En baie keer word dit in fases gedoen. As 'n mens begin om sonpanele op 'n boorgat te koppel, dan kan jy gedeeltelik afgaan van deur die dag met sonkrag besproei en in die aand nog steeds op Eskom krag werk. Ons kan sonkrag op spulpunte koppel of pompstasies. Dit is alle stelsels wat ons mee die skoolgeld betaal het en die stelsels werk goed. Goed. Rondom blokkasies op spulpunte, onthou hier's ook maar kalk in die water en goedersblok en spuitkoppe op 'n spulpuntblok en daai tipe goed. Wat se oplossings julle daar? Ja, so oor blokkasies, filtrering is maar die antwoord daar, maar dit kom teen 'n prys. So wanneer 'n ou filtrering by 'n pompstasie installeer, is dit 'n goeie oplossing. Wat ons met die laadruk spuite op die spulpunte baie suksesvol reg gekry het, is om vuil water goed te kan hanteer sonder filtrering, omdat ons met 'n laer druk reguleerder 'n groter nozzle vir dieselfde vloeitempo op 'n sekere spulpunt of nozzle grootte het. So blokkasie van organiese materiaal en dan ook kalk is baie minder 'n probleem op 'n laadrukstelsel met groter nozzles. Dis hy, baie dankie Marius vir daai terugvoering. Sê vir my 'n parte op julle spulpunte, parte op 'n spulpunt, radkaste, bande ensovoorts, enigiets in die besproeiing lyn. Hoe maklik is dit verkrygbaar en hoe vinnig kan dit by 'n boer uitkom? Ons ken mos maar boere, jong, die dinge werk altyd so nou breke ding en dan moet jy dringend 'n ding kry. Hoe vinnig kan dit op 'n boer se plaas kom as dit daar wil wees? Het julle vinnige koerieragentskappe of hoe werk julle? Ja, so ons hou voorraad van alle spulpunt toerusting. Ons kan basies 'n spulpunt uit voorraad uitbou en ons het bakkies op 'n daaglikse basis in die area. So ons kan baie vinnig as 'n boer van kom ons sê 5:00 die middag bel, as hy 'n krisis het, kan ons ry en vir hom die onderdele vat wat nodig is. Ons het ons eie vervoernetwerk daar wat ons die aflewering en ook installasie mee doen. So ons kan of onderdele plaas toe stuur of ons kan 'n span stuur om herstelwerk te gaan doen op die spulpunte self. Die onderdele is beskikbaar by die tak. Dis hy, Marius, ek weet julle het ook altyd 'n indrukwekkende uitstal spasie wat julle daar het, wat julle nogal redelik mooi goeders demonstreer daar. Wat kan feesgangers, luisteraars ensovoorts te wag te wees as jy julle stalletjie hier besoek by Standplaas D13 van Agrico? Wimpie, ja, dankie. So ja, by die Standplaas het ons 'n lewendige demonstrasie van hoe ons krane beheer met sekere vloeitempos of drukke wat benodig word deur enige besproeiingsstelsel. Dit kan 'n tuinstelsel wees of 'n kraan wat 'n blok sitrus moet oopmaak of 'n spulpunt, en hoe die kommunikasie geskied tussen die blokkrane en die pompe om die druk konstant te hou, om die drukbehoefte en vloeitempo by die krane konstant te hou. Daar is 'n stelsel, ons is op hierdie stadium op die LTE netwerk wat van Wi-Fi af kan werk. Daar waar mens internetkonneksie beskikbaar het, kan ons ten volle outomatiseer. Met ander woorde, jy sien hoe dit hier by ons werk, ons het gereeld braaie en so van boere saam en dan het hulle altyd daai verskonings van hulle moet vroeg huise gaan, hulle moet die spulpunte gaan start. So jy kan vir hulle 'n stelsel in 'n plek sodat hulle sommer hier doen dat hulle nie hoef huise toe gaan nie, is ek reg? Dis heeltemal korrek, ja. So dit maak dat mense in die veiligheidsfaktor, jy hoef nie meer self op die plaas te wees om 'n pomp te start of 'n kraan te gaan oopmaak nie. As daar fout gaan op 'n stelsel, kan jy dit op jou slimfoon of op 'n rekenaar kan jy dit aan en afskakel. Dit is ten volle beheerbaar enige plek in die wêreld. Daar het julle dit van Marius van Agrico. So die boere wat nog op die ou stelsel werk van mense uitstuur om 'n spulpunt te start, daai man wat uitgaan met minimumloon kry, sit dit op jou selfoon, mekaniseer.
outomatiseer. Dis die antwoord en dit is wat Agrico ook sê, dis die antwoord. So vir jou besproeiingsbehoeftes van spulpunte regdeur, praat met Marius daar van Agrico, standplaas D13, 4de jaar wat al die grootste borg, een van die groot borge is hier op die Wiewe Boere Bemarkingsdag. So gaan besoek van Marius en ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om julle te bedank dat hierdie jaar weer eens hierby betrokke is en ons hoop om julle volgende jaar weer te sien. Is 'n groot plesier, Wimpie. Baie dankie, Jan. Is altyd 'n voorreg en lekker om deel te wees van die sukses. Baie dankie Marius, mag Agrico net groei van krag tot krag.